Goeiemôre en baie welkom. Soos mense van die begin af kom ons vanoggend by mekaar en wil mekaar herinner aan die ou woorde van hulle voor ons. Wat gesê dat die Here is vanoggend hier by ons. Dat die Here is hier in ons en rondom ons en tussen ons. En mag dit vir ons 'n troos wees. Mag dit vir ons goeie nuus wees. En as ons die kers aansteek, dan is die vlam van die kers vir ons 'n herinnering dat die Here op een of ander misterieuse manier ook vanoggend hier by ons is. Dis baie welkom. Ek lees graag vanoggend vir ons oggendgebed en dis 'n ou psalm. Jy is baie welkom om jou oë toe te maak en sommer die woorde te ontvang. Here, U sien dwars deur my en U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. En of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. En dit is te hoog vir my begrip. So waarheen sou ek gaan om van die Gees te ontvlug? En waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel? Is U daar? Of gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lê U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Want U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Meestal is dit te hoog vir my begrip. Ons gaan so 'n paar oomblikke langer so in die stilte sit in gebed. Miskien wil jy die geleentheid neem om vanoggend ook jou gebed na die Here toe te bring. Terwyl ons luister na ou gesang, gee ons mekaar kans om hierdie oomblik van stilte te ontvang. Goeiemôre, baie welkom aan jou. Ook welkom ons aanlyn gehoor wat elke week inskakel. Dit is ook goed om julle op so 'n manier by ons te hê. Net so een of twee afkondigings van my kant af. En meeste van die goed is ook in die blaadjie as julle daardeur gaan lees. In hierdie maand van Augustus is dit die maand van barmhartigheid en so weet hier in ons gemeenskap is dit 'n maand van die jaar waar ons op fokus op barmhartigheid. Eintlik die hele jaar lank is ons betrokke by
projekte en dan spesifiek op in Augustus maand sit ons ekstra fokus daarop. Daar is 'n gesinne in ons gemeenskap wat ons elke week van kos voorsien. Julle maak dit vir ons moontlik om dit te kan doen. En in die maand van Augustus wil ons julle uitnooi om as jy by die winkel is of as jy in jou kosrakke rondkrap en jy wil graag vir ons van hierdie kos ekstra saambring, is jy baie welkom. Ons het geweldig baie waardeer. Ons het 'n kosprojek, is die projek se naam, waaruit ons al hierdie kos dan voorsien aan gesinne in ons omgewing en ook buitekant. Daar is 'n lysie laas week gewees van kos. Ek sien is hierdie week nou nie in die blaadjie nie, maar enigiets blikkies kos, pastas, meel, suiker, droë bestanddele. As julle daar hierdie week in die winkel is en jy wil 'n ekstra sak koop, is jy baie welkom. Jy kan kom aflaai volgende Sondag hier by die voordeur, voor die diens of by enige van die ander dienste, of deur die week by die kerkkantoor. Ek kan sommer net daar aflaai, hulle weet presies waarvoor dit gaan. So ons wil julle geweldig dankie sê vir julle wat 'n enorme verskil maak in hierdie mense se lewens. Die tweede afkondiging is oor 2 weke begin ons met 'n fokusprogram. Elke jaar het ons 'n fokusprogram in die tyd van die jaar. Hierdie jaar is die tema ons streef om met die liefde van Christus oor grense heen uit te reik. Dit is nou 'n lang tema. Maar ons gaan saam gesels oor hoe kan ons as gelowiges in die plekke waar ons is, in die families en die mense wat rondom ons is, hoe kan ons dit oor grense waag en wat gebeur aan die ander kant van die grens met ons of nie. So ons gaan vir die volgende paar weke gaan ons saam daaroor reflekteer. Ons het ook 'n handleiding uitgewerk wat ons vir julle gaan uitdeel oor 2 weke wanneer ons begin op die 16de Augustus, laat ek dit hier kyk. 16 Augustus begin ons met die program en ons wil julle uitnooi om hierdie materiaal te gebruik in julle klein groepe waar julle ook al is, of in die vriende of as julle families bymekaar kom in die week. Dit is 'n verskriklik mooi handleiding wat julle kan gebruik as 'n Bybelstudie. So julle is baie welkom dit te doen. Daar is 'n storie wat vertel word waar mense met Jesus in gesprek tree oor die bekommernisse van die lewe. Dit is 'n lang gedeelte waar mense praat oor hoe uitdagend en hoe moeilik die lewe soms voel en is. En hoe moeilik dit is om die regte ding altyd te doen. En om staande te bly te midde van alles wat rondom jou gebeur. En dan het Jesus 'n gesprek met hulle oor voëls. En hy sê vir hulle, kyk na die voëls. Kyk na die mossies. Hulle saai nie en hulle maai nie, maar die Here sorg vir hulle. En dan vertel Jesus 'n klomp ander goeders ook. En dan teen die einde, dan sê Jesus, so moenie julle self bekommer oor die sorge van môre nie. Wees in die oomblik vandag. Môre bring sy eie sorge. So fokus net op dit wat reg voor jou is. En ek is bewus daarvan dat veral miskien hierdie tyd van die jaar meer as ander dele van die jaar voel dit nie altyd so maklik om te doen nie. My ervaring is dat in hierdie tyd van die jaar voel alles of kan alles baie oorweldigend voel. En dat die pas van die lewe geweldig vinnig is. Daar baie verwagtinge op ons is. Dinge wat afgehandel moet word. En dan is dit baie maklik om net te fokus op die sorge van môre, goed wat môre gedoen moet word, en te vergeet van wat reg voor ons is. En om hierdie ou leuen te wil glo dat ek in beheer is van my eie lewe en my toekoms. En as ek net meer beheer neem van alles wat met my gebeur, mag ek dalk by 'n plek uitkom in my lewe waar ek beheer het oor wat met my gebeur en beheer kan neem oor die lewe. En ons is van verskillende generasies volgend hier. En ek sal wil glo dat mense wat dalk ouer is as ek, laat ek dit so sê, sal dalk vir ons kan vertel dat dit nie waar is nie. Dat die pogings wat ons soms
het om beheer te wil neem van alles rondom ons, is 'n illusie. En dat die sleutel van die lewe, dink ek, is om te leer hoe om dan beheer af te gee. Of soos Jesus dan sê, kyk net selfs die voëls, die Here sorg vir hulle, hoekom sal die Here nie vir jou sorg nie? So moenie bekommerd wees oor môre nie. Dis Jesus se gesprek met hulle. Of dalk 'n ander manier wat hy miskien sê is, leer hoe om beheer af te gee en nie so nastiglik beheer te wil neem nie. Dit vat baie energie. Dit vat baie krag. En dit werk nooit regtig nie. Miskien vir 'n baie kort rukkie. Totdat die volgende ding met jou gebeur. Leer hoe om beheer af te gee. Is 'n moeilike ding om te doen. Die eerste gelowiges het geglo daar's 'n ou gebedsritueel wat mens kan help om dit te kan doen, of althans die eerste tree te gee om te beweeg in daai rigting. En dit is wat hulle genoem het bloot 'n handpalm gebed, waar jy in gebed jou hande op jou skoot neersit asof dit wys na boontoe en daardeur vir die Here te wil sê, ek kom gee dit waarvan ek so wil beheer neem, gee ek oor. Ek kom los dit hier. Ek verstaan ek het hulp nodig. Ek weet ek kan dit nie alleen doen nie. Ek weet ek kan dit alleen dra nie. Help my. So ek wil vir jou nooi om vanoggend saam met my om mekaar die geleentheid te gee om hierdie ou ritueel te doen. Om bewus te word van wat is dit wat jy soveel energie aan spandeer om te wil beheer neem van. En waar in jou lewe is jy in 'n plek waar jy vir die Here wil vra, ek kan nie hierdie uitwerk op my eie nie. Hierdie kan ek alleen dra nie. U moet my help. Neem beheer van dit, sodat ek nie hoef nie. Miskien wil jy vanoggend dit saam met my doen. Of dalk wil jy nie vanoggend jou hande oophou op jou skoot nie. Miskien wil jy eerder jou eie hand vashou. En daardeur vir jouself te herinner, kyk sagter na jouself. En in die uitdagings van ons lewe en die goed wat jy elke week moet doen, neem 'n oomblik en wees sagter met jouself. Jy doen dalk die beste wat jy kan met wat jy het. En dit is genoeg. Miskien wil jy jou eie hand vashou vanoggend en daardeur sê, om jouself uit te nooi om sagter te kyk na jouself en jouself te herinner, ek is nie alleen in hierdie ding. Die Here is by my. En vanoggend is dit genoeg. So ons sal so 'n paar oomblikke so in die stilte sit. En wil ek jou vra om jou oë toe te maak, jou voete albei op die grond neer te sit, en jou hande in jou skoot. Miskien is jy in 'n plek in jou lewe waar dit ongelooflik baie verg om net deur 'n week te kom en al die balle in die lug te hou. Om beheer te hou oor jou lewe en oor jouself. Dat die verwagtinge van ander mense en die planne wat jy in plek moet kry, soms dalk te veel is. Miskien wil jy volgende geleentheid neem om jou handpalms, jou hande op jou skoot te sit, soos of dit wys na boontoe, en daardeur vir die Here te wil sê, ek wil hier beheer kom afgee. Hierdie is te moeilik om te dra. Dit is te moeilik om op my eie te besluit. Help my. Miskien wil jy vanoggend eerder jou eie hand vashou
En daardeur vir jouself te herinner dat te midde van alles wat rondom jou gebeur, die verwagtinge van ander, van jouself, om dalk vriendeliker met jouself te wees. Met sagter oë na jouself te kyk. En jouself te herinner, jy is nie alleen nie. Die Here is by jou. Ek wil graag vir ons 'n teksgedeelte volgend lees uit Matteus 6 van vers 43. As jy 'n Bybel saamgebring het, is jy welkom saam te lees, andersins kan jy moet luister na my. Matteus 6 van vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. En julle moet bid vir die wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene ook nie maar so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Dit is 'n lang gedeelte wat Jesus in gesprek gaan met sy disippels. Hierdie Matteus 6 sluit die bergrede in. Hy het 'n gesprek oor die kompleksiteit van verhoudinge. Hoe versoen jy weer met mense? Dit gaan oor intieme verhoudings, dit gaan oor wat jy doen as jy al wat jy voel wraak is. Hoe tree jy op? En aan die einde dan sê Jesus, so met alles wat ek vir julle nou gesê het, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Die teks het my herinner aan 'n storie wat vertel word oor 'n ou man wat in die dorp in Indië bly. En elke oggend as hy wakker word, het hy 'n lang stok op sy skouers gesit en 'n waterpot aan elke kant. En dan het hy vir kilometers ver gaan stap na die rivier om te gaan vars water haal vir sy familie. Maar hierdie twee potte wat hy saam nog gedra het, was nie dieselfde gewees nie. Die een pot het 'n klomp klein krakies aan sy kant gehad. Soveel so dat die water daar het gelek het al langs die pad. En die ou man, elke oggend het hy die potte gevat op na die rivier toe en volgemaak met water. En teen die tyd wat hy terug is by die huis, was die gekraakte pot half vol. Al die water het uitgeloop in die pad uitgeloop langs die pad. En mettertyd het die gekraakte pot begin verleef voel dat hy nie dieselfde werk kan doen as die ander pot nie. En op 'n dag het die ou man weer die potte gevat op na die rivier en te gaan vol water maak, en die gekraakte pot het met die ou man begin praat. En die pot het vir die ou man gesê, ek is jammer, ek voel so skaam
en so verleë, dat ek nie dieselfde werk kan doen as die ander pot nie. En die ou man het net geglimlag, en hy het vir hom gesê, vandag, as ons terug gaan huis toe, wil ek nie jy moet met skaamte afkyk nie. Ek wil jy moet opkyk na die kant van die pad. En die gekraakte pot het toe huiwerig ingestem, en toe hulle wegstap van die rivier, op met die pad huis toe, kon hy sy oë nie glo nie. Want op die pad langs aan sy kant, was daar 'n pragtige ry blomme gewees. En die ou man sê toe vir hom, toe hy by die huis kom, het hy gesê, jy sien, ek het van die begin af en nog altyd geweet van die krake in jou pot. En daarom het ek blomsaadjies gaan plant aan die kant wat jy is. So jy het hierdie blomme water gegee elke dag, sonder dat jy daarvan weet. En elke keer as ek terugstap huis toe, kan ek van hierdie blomme pluk en die skoonheid deel met die mense in die dorp. Storie oor Jesus wat praat oor volmaakte mense het my herinner aan hierdie storie oor die ou man in Indië. En Jesus het 'n lang gesprek oor die kompleksiteit van verhoudinge. En dan sê hy vir sy disippels, wat van julle verwag word, is volmaaktheid. Hy het 'n gesprek met hulle oor waarvoor hulle geroep word, en wat Jesus van hulle verwag, en wat Jesus van hulle vra. En ek het nog altyd, as ek hierdie teksgedeelte lees, was ek altyd nog huiwerig gewees, hoe om hierdie woorde van Jesus te ontvang. Wat praat van volmaakte mense, perfekte mense. Soveel so dat ek kan onthou vir 'n lang tyd in my geloofsreis, as ek oor myself kan praat. Hierdie konsep van perfektheid het my laat glo, vir my om aan God se guns, of vir my om God se guns te ontvang, of vir my om aan God se kant te wees, vir God om my raak te sien, of vir God om van my te hou, moet ek die regte ding doen, die heeltyd, oor en oor. Ek moet volmaak wees, wat van my verwag word is om perfek te wees, soos wat Jesus sê in hierdie gedeelte. En dan die wroging, as ek teleurgesteld is in myself, wat ek het meeste van die kere nie reg kry nie, en wat mense dan daarmee maak. En die interessante deel van die storie, is as jy, en wat my help op hierdie plek, is as jy teruggaan na die oorspronklike betekenis van hierdie woord volmaak, wat Jesus gebruik. Dat jy volmaak moet wees, dat jy perfek moet wees. As jy teruggaan na die oorspronklike betekenis, beteken dit nie perfek nie. Beteken heel. Dit is asof Jesus vir hulle sê, wees heel mense. Heel in die sin van kompleet. As jy nou verder wil praat oor, dit is in sy onbeskadigde, onvervalste, onverminderde, in sy suiwer vorm, in sy egte, in sy waaragtige, waarlike vorm. Heel. Om 'n heel mens om 'n heel mens te wees. Richard Rohr praat oor hierdie gedeelte. Hy is 'n bekende teoloog van die Fransiskaanse in die Rooms-Katolieke Kerk. En hy praat oor hierdie gedeelte en sê, hy sou eerder hierdie woord, wees perfek, wees volmaak, wou vertaal met wees barmhartig. Want hy sê, dis net God wat volmaak is. Maar ons kan deelneem, ons kan deel wees van God se volmaakte barmhartigheid, aan sy alles insluitende, onpartydige liefde. En dan sê hy die interessante ding wat nou vir my gehelp het. In ons soeke na perfeksie, ontdek ons diep in ons, dat ons eintlik op soek is na heelheid, wholeness,
om 'n heel mens te wees. En waarheen daai soeke jou neem, is om te ontdek dat al wat jy kan doen, is om vas te hou aan heelheid, aan God se heelheid, wat jy al reeds vashou. En jy kan dit nie beheer nie. Jy kan dit nie rasioneel verstaan nie. Al wat jy kan doen, is om te val in God se heelheid, waar jy jou klaar vashou. En hoe jy dit doen, is elke keer as jy weier om kante van jou skadu's, terug te hou, in te hou. Elke keer as jy kies, dat ek ook daai kante van my, wat ek miskien wil bedek, as ek dit wil wys, dit is as jy val in God se heelheid. Dit is 'n ongelooflike konsep, dat die ding wat ons eintlik soek is nie perfeksie nie, maar om heel mense te wees. En dan sê hy hierdie gedeelte wat ek graag vir julle wil lees. Hy sê, feeling compassion for ourselves in no way relieves or releases us from the responsibility for our actions. Rather, it releases us from the self-hatred that prevents us from responding to our life with clarity. The only real perfection of which humans are capable is to include, absorb, forgive, and transform human imperfection. This is the character of what a whole human being means. En dan sê hy hierdie gedeelte, hy sê, then, after all of this, we discover that in all visible things lies a hidden wholeness. So amper asof hy wil sê dat heelheid is nie perfeksie nie. Heelheid, en die eerste tree daarna, is die bereidwilligheid om die gebrokenheid van die lewe en alles wat dit beteken te omarm en te aanvaar. Dis die eerste tree van heelheid. En om dan dit te besef wat hy oor praat, in all things lies a hidden wholeness, om by 'n plek in jou lewe te kom, waar selfs die ergste wat met jou kan gebeur, die ergste, om te wil hoop dat ook uit dit kan iets mooi kom, iets goed, iets lewendig. Dis 'n ongelooflike moeilike ding om, dink ek, te aanvaar. Maar dis die uitnodiging. Om nie skaam te wees of nie jouself te wil filter nie, van dit wat hier in jou is, wat dalk donker is nie, maar om dit alles te vat en te sê, hier is ek. Hier is al my kante. Daar's 'n podcast, ek het die Afrikaans podcast nou eendag gehoor, ek het nog gehad te vergeet ek het nou. Weet jy of iemand weet wat die Afrikaans vir 'n podcast? 'n potgooi, dankie. Ek luister wel baie RSG en hulle praat dan van potgooi en toe het ek nou vanoggend, daar's 'n potgooi van 'n wetenskaplike wat hieroor praat. Ek het sy naam vergeet. En hy sy werk is, sy studie gaan oor die bestudering van verwondering. Om in awe te wees. Wat beteken dit om met verwondering deur die lewe te gaan? Is sy studie. En hy sê hierdie ding wat vir my geweldig mooi is. Hy sê dat die emosie van verleentheid is die ding wat vertroue van jou medemens inboesem. Om te kan bloos, om verleë te voel,
is die ding wat ons die naaste en die vinnigste aan mekaar trek, waar ons mense kan vertrou. As ek sien jy bloos, want ek herken iets in daai oomblik, ek bloos ook. En in daai oomblik vertrou ons mekaar 'n bietjie meer. Dis die nommer 1 ding sê hy, wat vertroue tussen mense die vinnigste inboesem. En is ironies, want die dinge wat ons wil wegsteek en bedek van God en van mense, omdat iewers in ons glo ons dat God en mense ons minder gaan lief hê as hulle dit van ons weet of van ons sien, is juis die ding wat ons keer om te connect aan mense in daai oomblik. Dit is die proses waar ons wegkruip vir liefde. Is as ons kante van onsself weerhou, omdat ons dink hulle of God gaan nie so baie hou van ons as ons dit kan sê nie. Ons dink dit is, ons default daarna toe, want ons glo dit beskerm ons. In realiteit keer dit ons om in gesonde verhoudings in te gaan. Dit is die oerstorie van die tuin van Eden. Ons bedek ons met vye blare. Ek dink dit was vye blare. Jy bedek jou met iets omdat jy skaam voel. Jy wil nie hê hulle moet sien nie. En ek dink ons kan nie behoort, ons kan nie liefde ontvang of liefde gee as ons dan wegkruip agter die, kom ons sê maar, die vye blare van perfeksie nie. As ons glo in onsself dat ons doel in die lewe is om volmaak te word, perfek te wees, eers dan gaan mense van my hou. Eers dan gaan my verhouding gesond wees en beter wees. Jy gaan altyd tekort skiet. Jy gaan nooit maak nie. Jy gaan nooit goed genoeg wees nie. Daar gaan altyd iets wees wat jy kan beter maak, wat jy kan anders maak. As jy voel en jy is oortuig van dat jy net jou blinkkante vir mense kan wys, gaan ons nooit regtig behoort nie, of voel daar's plek vir my nie. Iemand het hier gesê, ons kan net te bowe kom wat ons insluit. Die alternatief is 'n verdeelde lewe. Is 'n gefragmenteerde lewe. Dit wat ek voel en dit wat ek wys. Dit wat ek is en dit wat ek dink ek wil wees. En dit wys op verskillende maniere. Dis waar jy lewe en betekenis vind net in jou beroep en nie in jouself nie. Dis as jy bly in 'n omgewing of verhoudings wat ongelooflik toksies is, omdat jy hoop iets verander, maar dit vreet jou eintlik op elke dag. Dit is waar jy geheime van mense huisves, ten koste van hulle en ten spyte van ander mense. Dit is waar jy jou eie oortuigings, wat jy regtig dink, wegsteek van mense, met die vrees dat hulle dalk jou gaan oordeel, of nie meer gaan hou van jou nie. Dit is waar jy jou ware identiteit bedek, sodat jy nie verwerping ervaar nie. As Jesus vir sy disippels sê, teen die einde van 'n lang gesprek, oor menswees en wat dit beteken om met ander om te gaan, as hy vir hulle sê, waarvoor julle geroep word, is om heel te word. Is dit 'n reis na binne. Dit is 'n
'n reis na 'n onverdeelde lewe. En ek is bewus daarvan dat vir baie van ons is dit 'n vreesaanjaende gedagte om in jouself in te kyk en hier in te gaan en te vra wat lê hier in my regtig. Nie wat ek noodwendig altyd sê nie, maar wat is hier in my? Vir meeste van ons is dit 'n vreemde gedagte. En vir baie van ons kom ons by 'n plek uit waar ons ook besef, maar ek kan dit ook nie self doen nie. Dit is te moeilik om alleen daar te gaan. So ons het hulp nodig. Ons het iemand nodig. Ons het 'n gemeenskap nodig waar ons die ervaring kan hê, hier word ek ontvang. Hier tussen mense, in die groep mense, word my volle menswees verwelkom. Sonder agendas, maar met deernis en respek. Wat my laat dink het aan, hoe sal dit lyk in 'n gemeenskap wat vir mekaar daai geskenk gee? Hoe lyk heling in so 'n gemeenskap? Die reis na heelheid, dink ek, is waar die afstand tussen dit wat diep hier in my is en dit wat ek sê, dit wat ek wil hê, as dit 'n bietjie nader kom aan mekaar. En ek kan staan volwaardig en sê, ek is 'n heel mens. Ek is nie perfek nie, maar ek is 'n heel mens. Ek was 'n tydjie gelede by 'n show hier by 'n plaas, Diewersdal, waar François van Cooke opgetree het. En hy het 'n sang gesing wat hy saam met Karen Zoe destyds gesing het, wat een van die bekendste Afrikaanse, ek dink die rapport het nou top 100 liedjies in Afrikaans. Ek vermoed hierdie een gaan onder die top 10 dalk wees. En ek het na hierdie teks en die storie Jesus vir mense vra en uitnooi om heel te word, eerder as perfek. Luister ek anders na hierdie lied nou. Hy skryf en sy sing, Karen Zoe sing. Ek lê nou my wapens neer. En vanaand vir die eerste keer sien ek myself in jou oë. En ek het hierdie oorlog verloor. Ek het genoeg gegee en ek het genoeg geskree en ek het lankal teruggekom, maar nog steeds het ek probeer. Ek vlug soos 'n verraaier van dit wat my vashou en daar was monsters in die donker. Maar toe vind ek jou. Ek sweer geen pretensies meer, geen beheer. Soeke na perfeksie maak liefde dood, omdat perfeksie nie menslikheid ag nie, nie die kompleksiteit van wie ons is waarde aan gee nie. So mag ons nie streef vir perfeksie nie, maar mag ons eerder streef om heel te word. En mag ons ontdek dat die Here ons ontvang, ons verwelkom. Nie sekere dele van ons nie die blink kante nie, die goeie dele, dit wat ons gemaklik is om te vertel nie, maar dat die Here ons verwelkom, alles van ons volle menswees. Ook daai dele wat ons self nie kan verstaan nie. Selfs die dele waar ons self nie wil praat nie. Mag ons eerder kies vir heelheid en nie perfeksie nie. Ons gaan so 'n paar oomblikke soms so stil te sit. Waar jy bewus word van dit wat jy dalk vanoggend gehoor het. En miskien wil jy vanoggend
'n teken van heelheid ontvang. Wat jou herinner dat jy nie hoef te streef vir volmaaktheid nie. Dat jou roeping is nie om perfek te wees nie, foutloos nie. Maar dat jy genooi word na die Here se arms om heel te word. Om te kan sê dat ten spyte van alles wat rondom my gebeur en in my is, ten spyte van alles wat met my gebeur het, kan ek hier staan as 'n heel mens. Ek kan die gebrokenheid van die lewe omarm en ek kan rus in die wete dat die Here my verwelkom. Alles van my. En as jy die behoefte het, is jy welkom om hierdie teken te kom ontvang.